Sanda. Hallo. Hallo, Yes, Sanda. Aangenaam bly te Ek het doen. ontmoet. Ja, maar sie sê 30 sekondes oor. Moet ek maar nog 'n song gespeel? Ek dink dit is wel 'n goeie idee. Ja. Ons speel van nog 'n song. Die song is vir Petra. Saving my father's home. So hy gaan hy het 'n ander draai om te doen. En dan kan ons lekker self op die meeting. Okay. So Susanna, ons gaan begin met, ons gaan eers op 'n song doen. Ons gaan begin met dis wintervakansie. Die dae lyk buite stormagtig nat reën. Die kinders het regeerte om buite te wees en jy het werk om te doen. En die kinders besig hou. Ons wil nie vir die selfoon hê, ons wil ook vir die TV hê. Maar hoe oud my kinders wees? Ja. Okay. Jy loop vra hierdie sommer net so om daarso op jou sommer op jou kraag te sit. Op my kraag. Ja, dis ook goed. Ja. Kom, ek sit sommer hier by haar. O, ek het nou nie 'n mic hierso. Wil jy daar teen die muur of kan ek sommer so hier so by haar staan? Ja, Net 'n bietjie iets anders, 'n bietjie iets anders. Nee, 100%. Moet ek ook staan? Nee, wat jy kan maar O, sit. o, wil ek Ja, o. gas. Okay, ek gaan wees ons aan. Reg? Dis Reg om aan te die lens is baie keer val en dan kom dit nou nie lekker uit. Is daai ons mediafoon of is dit jou Nee, dis foon? sommer my eie O, foon. okay. Wat Yes, yes. Okay, en so enetjie, hou net so. Okay, ek gaan nog enetjie neem. Daar sien. Dan wil foto. Okay, 3, 2, 1. Alright. Dis hy dan. Dis perfek julle. Dis ek het gesien dat jy van die huis af wil werk is so nou. Dis al die weer waarskuwings. Ons nou nie sulke moffies hier nie. Hoorie, Ja. en nou ry ek hiernatoe en jy Ja. moet sien hoe ry trokke nog steeds voor ander karre in. En ja, Dis kan net bid en sê dankie Here dat jy veilig is. Sommige se beste geval skryf ek ook daai N2. ja, ek kom van daai kant af. Ja. Yes, Ja. ek moet sê. Ek praat net vir Semley nie maar los. Ja. Hierdie girl is 'n savage chick sy nee maar oor hierdie. Sy kom met haar bakkie. Haar boots. Okay, 30 sekondes dan is live. Nou ek dink daai is 'n goeie herinnering vir my en jou so in die midde van hierdie donder weer buite, hierdie winde wat waai, hierdie rukwinde, hierdie storm weer. Jy is veilig in ons Vader se arms en dit is so lekker om vir jou te sê goeiemôre hier op die Christenstem van Suid-Afrika. Dis Radio Tygerberg 104 FM. Nou ek het 'n baie spesiale gas by my in die ateljee. Dit is Chrisanda de Pre. Sy is 'n ouerskapkundige met jare en jare se ouerskapervaring. En dankie vir jou wat alreeds soveel vrae ingestuur het. Oor ouerskap, ons gaan dit onmiddellik beantwoord. Jy by die huis wat graag wil saampraat en 'n anonieme vraag wil instuur oor ouerskap, 0844104104. Nou 'n vraag wat baie relevant is tot vandag en ek soek ook daai antwoord. Dis koud, dit reën, dis stormagtig buite. Jy wil kos maak, jy wil dalk nog by werk uitkom. En jy wil nie die kinders voor die TV sit nie en jy wil nou ophou met daai selfoon waarmee jy die hele tyd besig is. Hoe hou jy jou kinders besig binne se huis wanneer die weer so lyk? Môre Chrisanda. Môre die ou mense, môre luisteraar. So, dit is 'n baie relevante vraag en ek moet sê ek het so half hierdie vraag al in die verlede baie gehad. En veral in vakansietyd, wanneer ons kinders baie by die huis is en ons as ouers is ook dalk bietjie meer by die huis en ons is meer in mekaar se hare. So ek wil begin deur te sê, hê grace met mekaar, hê genade met mekaar, want 'n mens kan gou geïrriteerd raak. So hou daai in jou agterkop. En dan is die ideaal om ons kinders weg te kry van tegnologie af. Dis so 'n maklike antwoord. Ek kan onthou toe my kindertjies klein was, het ek het vir hulle dat hulle 'n halfuur op 'n dag kon TV kyk en dan was dit daai halfuurtjie wat ek by die kospotte moes wees en ek was met messe besig. Ja. En dan sou ek gehou dat hulle vinnige storie kyk. Maar weet jy, ek dink dit is vandag so moeilik vir kinders om hulle self besig te hou en om nie by 'n skerm te wees nie. So
as ons kinders kan leer om dit te doen wat ons altyd gedoen het, Ja. sal dit help. Maar ek dink wat ons in gedagte moet hou, is dat ons nie vir ons kinders moet voorsê nie. Ja. So, dit kom weer terug na verhouding toe. Wanneer ons verhouding met ons kinders het, en ons kinders weet hulle kan met ons gesels, en ons weet wat hulle in lewe aangaan, wat se speletjies hulle van hou. Ek weet baie tieners hou van Catan. Ek en my man het al hoeveel keer Catan saam met die kinders gespeel, en mens raak moeg, maar hulle wil, so ek is dankbaar hulle speel board games, Ja. bordspeletjies. So, kyk waarvan hou jou kinders. Bordspeletjies is iets waarvan almal noodwendig hou nie. En dit is ook iets om in gedagte te hou, veral as jy 'n gesin het met verskillende temperamente en ouderdom kinders. Kinders moet weet dat ons gaan ook iets as 'n gesin saam doen. En dit gaan ook nie vir jou so baie lekker wees nie, maar ons doen dit want Boetie hou Ja. van dit. Okay. En ons gaan weer later iets doen waarvan jy gaan hou. Yes. So kommunikeer met jou kinders, hoor waarvan hulle hou. As daar 'n bordspeletjie is wat hulle graag wil hê, kyk hoe jy dit in die hande kan kry. Daar is baie tweedehandse winkels wat vol bordspeletjies is. Daai help baie. Klein kindertjies, teken, verf. Ek weet hierdie groot wit papierrolle wat Ja. beskikbaar is. Dis lekker om klein kindertjies se lyfies af te trek. En dan kan 'n mens sommer 'n bietjie opvoedkundig ook raak met dit. Ja. En jou kind leer oor jou handjies en jou kop en hoe wonderlik God jou lyfie gemaak het. Sure. Dit is nie net vir skole om ons kinders ook op te voed en te leer nie, maar ons kan dit op 'n lekker speelse manier doen. Ag, dan sy, dankie. Ons gaan nog wenke deel, nog ouerskapraad deel, so bly ingeskakel daarvoor. 'n Vraagie wat deurgekom het wat sê is, wie se verantwoordelik is dit om die huis se altaar te bedien aan die kinders? Die mamma of die pappa se? Veral as albei ouers gelowig is. Ek wil net mooi verstaan die vraag. Wie se verantwoordelikheid is dit om die huis altaar te bedien aan die kinders in jou huis? Mamma of pappa? So 'n huisaltaar, Ek neem aan dit is nou maar die evangelie, okay. die bedien. Wie moet die kinders leer om te bid? Wie moet hulle te leer van geestelike dissiplines in hulle lewe? Daai is ongetwyfeld 'n ma en 'n pa se rol. Want God het jou kinders aan albei ouers gegee en albei ouers is daai kind se verantwoordelikheid. Ja, die pa is die priester, hoof en profeet in die huis. En hy is die persoon wat moet voorloop en sy gesin lei. Maar 'n ma het net so 'n groot rol in daai opvoeding. En weer eens, ons dink baie keer dit moet op 'n aand in die aand wees net voor jy gaan slaap en ons moet net Bybel lees en is al hoe daai opvoeding en daai leiding vir jou kinders, geestelike leiding gebeur. Maar dit gebeur reg deur die dag. Dit gebeur as jy in jou kar klim en jy ry iewers heen, dat jou kinders sien. Jy weet, ons bid voordat ons ry, dat ons sê, Here beskerm ons. As ons veilig hier aankom, soos ek toe ek vandag hier stop, as ek sê, Here baie dankie dat ek veilig hier aangekom het. Maak die Here deel van jou lewe. En dit is ongetwyfeld albei ouers se verantwoordelikheid. En vra vir die Here, nê? Vra vir Heilige Gees. Ja. Vir oomblikke en geleenthede hoe jy die evangelie prakties aan jou kinders kan deel. Ja. Ek leer my 5-jarige altyd baie vrae, baie praterig en alles. Jy gebruik lewenslesse en klomp goeders om heeltyd van Jesus te kan deel. 'n Parkering by die winkelsentrum. Toe Bettina nog nie kan stap nie. Mamma, ons moet nou vir Jesus vertrou vir 'n parkering naby die opening van die deur. Want mamma, daar is nie mammas en pappas parkering by hierdie winkelsentrum nie. Weet, as ek sê, okay Josia, bid jy gou vir ons dat Jesus vir ons 'n parkering moet gee. En dit is vir my so mooi, want die Here is so getrou, want hy wil geloof stig in jou kind se hart, jy weet. Dis anders as mamma nou weer kliphard bid vir 'n parkeringsspasie, maar geloof word gewek in daai kind se hart wanneer jy daai verantwoordelikheid vir hulle gee. Dit doen, en kinders sien dit raak en hulle implementeer dit. Ek het van kleins af, selfs as ek my maandelikse groot inkopies gaan doen, dan bid ek en sê, Here, U weet wat is ons lysie, ek bid vir spesiale pryse. En weet jy, wat nou die dag toe ons winkel toe gaan en my seun sê, ons het gebid en hierdie is op 'n special. Ek is soos, en dis daai goede wat 'n mens, dis klein goedjies, maar dis eintlik groot goed so. Ja. As jy net was ingeskakel het, goeiemôre by my in die ateljee het ek vir Chrisanda de Pre. Haar organisasie is Grow Training and Consulting. Sy is 'n ouerskapkundige wat wonderlike raad bied tydens hierdie program gewoonlik op 'n Woensdag.
En sy is by my in die ateljee. Ek het nog so 'n paar ouerskapvragies by my wat ons gaan beantwoord, maar as jy 'n vraag het oor ouerskap, stuur dit so. Ja, maar wel gedagtens, jy's nie die eerste keer op radio nie, né? Nee. Sy werk wel hier by my, ja. Maar sy's 'n vrou. Ek love it. Sy's 'n vrou. Ek glo hier is my laaste dagie by haar. Ja, Maar jy besef ek is van laas jaar September af hier, né? Lank, né? Want ons nou al praat oor ouerskap. Dis 9 maande. Maar ons gaan ek gaan weer met jou gesels. Ja. Dis nie die Ja. eerste keer. Ek moet net bietjie Maar ander temas maar ek sien uit oorkom. en ek gaan verseker inskakel vir daai Ja, en ek sal my want ouers dit moet is laat wel weet. Ja, dis is 'n amazing Die- netwerk wat van oorsee afkom. Childhood, smartphone free childhood Sure. SA. Smartphone free childhood SA, né? En is 'n klomp mammas, vrywilligers wat aan boord kom. En die een vroutjie is, ek het gevra, jy sê met Afrikaans, een van die vrou mammas is Afrikaans. Ja. En hulle is baie passief hoor. Die Ja. een ma het sommer gaan sieg geswat van kinderbreine en hierdie goedes oor hoe dit hulle beïnvloed. Ja. Of sê, Dat is dan. dat is dankie. Baie dankie. Baie Jana. dankie. Dankie vir jou. Ja, goed te Ek sien. edit dit so daar sê, ek mag maar die rolmateriaal aanstuur of Okay, 100%. Ek gaan nou ek sien ek gaan nou so 'n tikkie vat om deur te kom, maar ek sal Jy kan maar die WhatsApp. Ja, hy is nou besig, maar Ek drop jou af in 'n tydjie ver. Dankie waardeer. Dankie. Baie dankie. Okay, selfde vir my. So hierdie is baie dankie. Ek het nou nuwe insig en wysheid in Londen. Weet jy wat kry Oh. statistiek vir mense wat daarso depressief is. Ek was 6 maande daar. Op gee vir my 'n grootste huis daar en alles. Ek sal nie daar gaan bly nie. Nee, dankie. Weer om duidelik met my Ja. praat. Ek gaan net so 3 ads en Okay. ons weer praat. Dis koud en is bibberend en die meeste van ons het waarskynlik baie warm klere of komberse in ons kas. Wil jy nie daai een wees wat 'n verskil maak tussen 'n warm nag en 'n nuwe hoop vir die volgende dag en 'n bibberende koue nag nie? Nou ek wil asseblief vir jou vra, vat hande met ons. Kom ons wees Jesus se hande en voete. Ons nooi jou uit om hande te vat met die Radio Tygerberg en Mes se winterhoop vir ons groot cover-up van Kaapstad deur jou tweedehandse klere wat steeds in 'n goeie toestand is, saam met kombers en nie bederfbare produkte of toiletware na Radio Tygerberg te bring. Jy kan dit nog volgende week ook bring. Ons het die tyd so 'n bietjie verleng want die behoefte is regtig groot. Dit is die groot cover-up van Kaapstad met Radio Tygerberg en Mes winterhoop. Second, vir jouself. Dis jou bridal shower. Okay. Dis te bekommer oor die kos, die deken of selfs die aardige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue vir nie. Al die advertensies. Waar in die lewe? So ek gaan weer sê mense kan hulle vragies instuur. Okay. Want dis net branches vir Afrika, oral waar jy kan. Jy het mos al gesien hulle stuur dit gewoonlik So laat. in as ons terwyl ons praat. En 'n stad van hoop en jy is ingeskakel op Radio Tygerberg wat hoop verkondig en ek het vir jou hoop by my in die ateljee. Dis ouerskapkundige Crisanda de Pre. Jy is baie welkom om anoniem jou ouerskapvrae in te stuur na 0844104104. Crisanda, ek kry hierso 'n vraag in. Dit lees: hoe help ek my 20-jarige dogter om oor haar angstigheid en depressie te kom? Sy sukkel om vriende te maak en is baie alleen en geïsoleerd. Bid tog asseblief ook vir die selfmoordneigings. Dankie, hoop daar is advies vir hierdie moederlose mamma. Kylie Oumi, ek dink soos altyd is dit so bietjie moeilik om so 'n vraag volledig te kan antwoord omdat 'n mens beperkte inligting het. Jy weet nie was daar trauma voor die tyd, waar bly sy? Is sy in 'n verhouding? Het daar iets onlangs gebeur ensovoorts nie. Maar iets soos depressie en angstigheid is iets wat net dit raak al hoe erger en dit raak al hoe meer. En ek moet sê, ek het verlede jaar vir die eerste keer in my lewe het ek 2 weke deur so 'n donker tyd gegaan. Toe daai ding met my pa my na die tyd tref en voor dit het ek altyd gedink, jy weet, ruk jouself reg, jy weet, lig jou kop op, Ja. dink aan iets lekkers, doen iets lekkers om beter te voel en toe besef ek, joh, as jy daar is dit baie moeilik. En iemand vra my nou die dag, hoe het ek daar uitgekom? En eers het ek gesê, ek weet nie eintlik nie, totdat ek mooi gaan dink het. En weet jy, toe ek met iemand begin gesels het oor dit wat ek beplan en daai kursus wat ek besig is om te skryf en jy weet daai toekomsverwagting wat jy het van jouself. Dit is wat my daar uitgekry het. Nou ek sê nie dit is met elke persoon so nie, maar ek dink baie keer
voel dit donker om ons, want ons sien en ons hoor donker op die TV en om ons en ons omstandighede. En ons moet seker maak dat ons weet waartoe ons op pad is. En as jy op pad is met 'n pad saam met die Here, dan is dit gewoonlik na die lig toe, wat jou deur daai tyd help. So, maar in daai tyd het ons baie keer hulp nodig. Ek is iemand wat nooit sê, jy weet, medikasie is, jy weet, is onnodig nie. Daar's 'n tyd en 'n plek, is daar vir dit, natuurlik met 'n dokter. Maar ek dink wat hierdie mamma ook baie waar sê is bid. En sy bid natuurlik vir haar kind, maar dit is goed dat haar kind ook saam met haar bid vir haarself. Want baie keer as jy as 'n persoon self bid en sê, Here, ek bid dat U vir my uit hierdie donker gat uit sal kry. Dankie Here dat ek weet, vrees is nie van U nie. Gaan skryf jy goed neer wat vir jou vrees gee. Want baie keer as jy goed gaan neerskryf en jy praat met mense daaroor, dan kan jy self sien, okay, hierdie is, jy weet, hierdie is, of, wat is die woord, hierdie is nie realisties nie. Of hier is 'n oplossing daarvoor. En dan bid jy oor daai goed. Die Here sê vir ons moet spesifiek bid, ons moet die begeertes van ons hart met hom deel. So ja, weer eens, gebed, baie groot. Sy is nou 'n volwasse dogter, so haar ma kan nou nie meer regtig, jy weet, sê wat sy moet doen en waar sy moet wees nie, maar ek dink vir daai ma, as sy 'n koffie gaan drink saam met 'n vriendin en haar dogter is lus om net bietjie uit te kom, want ek dink sy het nou self gesê haar dogter is besig om haarself al hoe meer en meer te onttrek. En dit is iets wat gebeur. So maak seker dat jy jou kind uit daai kamer, uit daai huis kry, op klein maniere. Al is dit 'n vinnige, jy weet, na 'n plekkie toe gaan wat lekker is, 'n kort uitstappietjie. Ja, nee, Dan sal dit heeltemal. Dankie. Ek onthou daar was 'n vriendin van my wat self deur so 'n moeilike tyd gegaan het. En sy is getuig, toe sy sê vir my, die enigste ding wat vir my gehelp het, is om die woord, die skrif, kliphard te lees, né? Ja. Want deur dit te hoor, buite daarvan dit net te sien en te glo, die skrif kliphard te hoor, het dit vir my lewendig geword en dit iets binne in my gees kom wakker maak en kom sny. So vir daai dogter, ek weet daar's baie mense wat juis sukkel hiermee. Ons draai jou regtig op vir jou en vir jou mamma in die Here. Dan staan nog enetjie, 'n vraagie, ouerskap. Hulle sê, gee asseblief raad vir saamgestelde gesinne, waar twee gesinne nuwe aanpassings moet maak vir geluk. Sy sê hulle is nou 8 kinders saam, ouderdom tussen 8 jaar en 28 jaar. En sy sê daar's net 2 kinders tans in die huis, 15 jaar en 8 jaar oud. Baie dankie. Chrisanda, saamgestelde gesinne. Sjoe, ja, dit is weer eens, dit is iets wat al hoe meer algemeen is. En ek dink wanneer ons op 'n plek kan kom, en ons as 'n hergesaamgestelde gesin, goed kan funksioneer, dan maak dit vir kinders baie makliker. Dit beteken om selfs 'n goeie en 'n beskaafde verhouding te hê met die kind se pa of ma, aan albei kante. Dit maak 'n groot impak, want kinders voel daai spanning. So jy as ouer moet alles van jou kant af probeer om dit so maklik en goed as moontlik te maak. Al is dit vir jou moeilik. Maar jy doen dit vir jou kinders en jy doen dit eintlik maar ook vir jouself. So maak seker daai verhoudings is goed. Maak seker dat daar goeie kommunikasie is tussen die kinders en die ouers, want wat ek al baie gesien het is, ouers sal met die kinders praat, maar daar word nie regtig altyd 'n geleentheid gegee van hoe voel julle oor hierdie saamgestelde gesin? Die feit dat ons jy weet, hier moet bly, sekere vakansies so doen, dat ons baie keer te veel is en jy kan dalk nie nou kom nie. Daai kommunikasie is so belangrik, want dit is wanneer ons mekaar se harte hoor, en wanneer ons mekaar se harte hoor en weet wat in ons lewe aangaan, hoe ons dink en hoe ons voel. Vir jou bemoedig, mamma, moenie opgee nie. Daar waar daar geen weg is nie, daar kan Jesus Christus 'n weg maak. Chrisanda, ek gaan vir jou groet. Gou vinnig, jy bied binnekort weer ouerskap kursusse aan, en waar kan mense meer inligting kry? So ek het die Immergroen ouerskap kursus wat aanlyn is, wat nou in die skoolvakansie afskop op 'n donderdag aand. Dit is 1 aand in 'n week vir 6 sessies, en dit gaan jou lewe kardinaal verander en jou gesin. So al daai inligting is op my Facebook bladsy en op my Instagram bladsy wat julle nou kan gaan kyk.
En dan gaan ek volgende week gaan ek bietjie Pretoria toe. Eintsa. En ek gaan daardie hoeveel keer moet ek praat werkswinkel daarbo aanbied. So ja, kyk uit vir daai ook op die bladsye. Dan sy. En kontakbesonderhede is alles op jou Facebookblad Grow Training and Consulting. Dis GRO sonder 'n W, Grow Training and Consulting. Jy kan regtig waar hierdie vrou gaan jou lewe verander met haar kundigheid in terme van ouerskap. Iets wonderlike diens wat jy ook aanbied is om kinders se profiel te doen oor watter temperament is hulle. En ek kan getuig uit my eie lewe uit. Toe my seentjie tussen so 4 jaar oud was, dan gaan dit geweldig baie emosionele ontwikkeling. En jy as 'n ma en pa probeer nou jou kind verstaan, want hoe moet jy hom dissiplineer want hy reageer op hierdie manier? Hoe verlang hy aandag want hy reageer op hierdie manier? Die ouers of die onderwysers vra vir jou, luister, hoe moet ek werk met hierdie billetjie? Maar wanneer jy daai temperamentkursus met jou kind gedoen het en as jy by die vrae beantwoord, nê, dis nie die kind nie, moenie worry nie. Dan leer jy geweldig baie en ek dink dit was vir my en my man stap 1 gewees as jy weet hoe werk jy met hierdie spesiale geskenk wat die Here vir jou gegee het. Chrisanda, verskriklik baie dankie vir jou raad en jou leiding. Gaan volg vir haar op sosiale media Grow Training and Consulting. Speel vir jou liedjie hierso van Joni Mand lig in ons. Dat is 'n reg oor maak my so seer. As ek oor druk die pennetjies, druk die pennetjies hier agterin. Dis seker 'n voorbeelde. Oh, julle. Baie dankie. Ek wil nie vir jou groetie want ek gaan nie seker wees nie, maar ek Ons gaan gaan. vir jou seisoenaal. Ons gaan. Hoopelik as die weer Ons beter gaan. is, dan sien ek jou weer. Ja, ons gaan. Nou ek gaan onder alleen as vir die kindertjies wat nog so klein is, maar almal se Ek hoor. kinders is tussen 1 en 7. Né? Almal se kinders is tussen 1 en 7. So ons bid baie vir ons kinders Sure. en vir ons ouers. Maar dis lekker, ja. Ja, So lekker ondersteuning. En ons het enetjie wat nou weer swanger is en een wat nog 'n derde kind wil hê. So ons is almal in daai season. Oh, lekker.